Goeiedag, dit is lekker om so vir 'n laaste keer hier in Pinkster 26 saam met jou te kan kuier. Ons het pad gestap rondom die reeks tema van merkers op ons pad saam met die Heilige Gees en ons het reeds so 3 onderwerpe hanteer. Ons het saamgesels rondom die persoon en die werk van die Heilige Gees. Ons het vir 'n oomblik bietjie saamgesels rondom die Heilige Gees en heiligmaking. En ons laaste boodskap wat ons bymekaar was, het ons bietjie saamgesels oor wat dit beteken om te wandel deur die Gees, om die Gees toe te laat om ons lewe te beheers en te beheer. En vanoggend wil ek afsluit met so 'n bemoedigende boodskap om net vir 'n oomblik saam met jou bietjie saam te gesels rondom die Heilige Gees en hoop. En ek hoop dat dit regtig vir jou 'n vertroostende boodskap ook vir jou pad deur die lewe sal wees. Ek lees graag vir ons 2 gedeeltes. Uit Johannes 16 wil ek 'n gedeelte lees en dan ook uit die baie bekende Romeine 8. Johannes 16 sê die Here Jesus die volgende daar vanaf vers 5. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het. En tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. En dan lees ek vir ons saam uit Romeine 8, baie bekende woorde van Paulus, en hy skryf daar vanaf vers 18 die volgende. Hy sê, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van hierdie verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens sal sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Nou ek wil graag so aan die hand van hierdie 2 gedeeltes dan saam met jou vir 'n oomblik gesels rondom die hele temaatjie van die Heilige Gees en hoop. Ons leef in 'n wêreld waarin hoop baie maklik gesteel word. En dit gebeur nie altyd skielik nie, maar dit gebeur stil en oor tyd heen. Slegte nuus bou op, verhoudings raak gespanne, finansiële druk groei, en diep binne in ons is daar soms 'n stryd wat niemand anders sien nie. En hierdie hoopdiewe fluister, daar is nie regtig uitkoms nie. Selfs gelowiges ken hierdie gevoel. Paulus skryf in van sy briewe aan die verskillende gemeentes dat hy ook soms gekwel en verward en platgeslaan was. En in Romeine 8 erken hy dat daar tye is wat hy nie eens geweet het hoe om te bid nie.
En ek dink dit is belangrik om te sê, om 'n Christen te wees beteken nie dat jy nie donker dae gaan beleef in hierdie lewe nie. Dit beteken wel dat jy nooit sonder hoop hoef te staan wanneer jy die donker dae in die lewe beleef nie. Waarom? Waarom kan 'n Christen met hoop staan, selfs in die donker dae? Die antwoord is want die Heilige Gees is God se antwoord op hooploosheid. En daarom kom ek herinner jou net weer aan 'n paar sake waarom ek en jy met hoop deur hierdie lewe kan gaan. In die heel eerste plek kan ek en jy met hoop deur hierdie lewe gaan, omdat die Heilige Gees vir jou en vir my optel wanneer ons val. Die Here Jesus noem die Heilige Gees in Johannes 16 die trooster en die helper, die een wat langs jou kom staan. Dink daaraan dat die Heilige Gees is nie iemand wat op 'n afstand bly en jou veroordeel nie, maar is juis iemand wat nader kom in jou swakste oomblikke. Wanneer jy struikel, veral in sonde, kom daar dikwels so 'n las in 'n mens in op jou hart. Jy voel skuldig, jy voel skaam, jy het selfveroordeling, jy begin dink ek het te ver gegaan, God gaan my nie meer kan gebruik nie, God gaan my nie hiervoor kan vergewe nie. Dit is nie die stem van die Heilige Gees nie. Ja, die Heilige Gees oortuig jou van sonde, maar altyd met 'n doel van herstel, van versoening na vergifnis. Hy wys vir jou wat verkeerd is, nie om jou te breek nie, maar om juis vir jou terug te bring. Sy stem sê nie, dit is klaar met jou nie. Sy stem sê, kom terug. En dan doen hy iets wonderliks. Hy skuif jou fokus weg van jouself af na ons Here Jesus Christus. Hy herinner jou dat vergifnis reeds ook vir dit waaroor jy nou gestruikel en geval het, dat vergifnis ook aan die kruis op Golgotha daarvoor bewerk is. Dat genade groter is as jou sonde. Dat jy nie deur jou mislukkings gedefinieer word nie, maar juis deur Christus se oorwinning en versoening aan die kruis op Golgotha. Dit is waar hoop begin. Jy hoef nie te bly lê wanneer jy geval het nie. Die Gees lig jou op. Dis waarom ek en jy ook met hoop as kind van God kan lewe. In die tweede plek, ek en jy kan met hoop lewe, omdat die Heilige Gees ook jou en my swaar kry na God toe dra. Romeine 8 sê vir ons iets baie, baie diep. En dit is dat die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigte. Dit beteken dat wanneer jou pyn te groot is vir woorde, wanneer jy nie weet wat om te sê nie, wanneer jy baie keer stil word hier op aarde, dan is jy as kind van God nie stil in die hemel nie, want die Heilige Gees bid vir jou daar. Hy sug vir jou, hy sug saam met jou voor die hemelse troon. Hy neem jou emosies, jou hartseer, jou vrees, jou verwarring en hy bring dit voor God. Wat vir jou en vir my dalk soos chaos voel, word deur hom as 'n perfekte gebed by die Vadertroon aangebied. Hy verstaan jou beter as wat jy jouself verstaan. Dink net hoe prakties dit is. Ek en jy hoef nie altyd die regte woorde te hê nie. Ek en jy hoef nie sterk te voel nie. Ek en jy hoef nie alles uit te sorteer voordat jy na God toe kom nie. Jy kan net kom soos jy is, want die Heilige Gees bid reeds en sug reeds vir jou ook daar by die Vader se troon. Dit beteken dat swaar kry hoef jou en my nie van God af weg te dryf nie. Inteendeel, swaar kry word dikwels juis die plek in hierdie lewe waar ek God die diepste beleef en ervaar, waar ek besef ek word gedra, selfs wanneer ek nie self kan staan nie. Hoeveel van ons getuig dit nie in die lewe, dat dit juis baie keer in die swaarste tye van die lewe was, waar ek die naaste aan die Here God was. Ek en jy kan in die derde plek ook met hoop lewe, omdat die Heilige Gees vir jou en vir my baie naby aan God bring en baie naby aan God hou. Die Bybel sê dat ons deur die Gees roep, Abba, Vader. Dis die Arameese woord Abba, Ava, wat beteken Papa.
En hierdie woord het twee fasette. Aan die een kant beteken dit dat ek het respek, maar aan die ander kant getuig dit van 'n baie intieme verhouding, 'n verhouding van vertroue, van liefde, van nabyheid. Wanneer ek en jy deur die Gees ook vir God sê, Abba, Vader, dan beteken dit dat ek en jy weet met wie ons te doen het, met die God van hemel en aarde. Maar wat 'n voorreg dat ons mag weet, dat ons in 'n baie intieme verhouding met hierdie God staan, as ons Vader in en deur ons Here Jesus Christus. Hoop lê nie uiteindelik in jou omstandighede nie. Omstandighede verander, dit kan beter word, dit kan slegter word. As jou hoop daarop gebou is, gaan dit altyd wankel. Maar hoop is 'n verhouding met God. En die Heilige Gees bring jou in verhouding met God as jou Vader. En hierdie Vader bly getrou en goed. Hy sien, hy hoor, hy sorg, hy los nie sy kinders nie. Selfs wanneer ek en jy nie naby aan God voel nie, bly hy naby. Nie omdat jy dit voel nie, maar omdat die Gees in jou is en jou baie naby aan hierdie waarheid hou. Die kern van ware hoop is, jy is nie alleen nie, jou lewe is nie buite God se hand nie. Wat beteken dit prakties vir jou in jou lewe van elke dag, om te weet dat die Heilige Gees vir jou hoop gee? Dink in kort, wanneer jy val, moenie wegkruip nie. Draai terug, luister na die Gees se sagte stem wat jou roep, na herstel, versoening en vergifnis met God. Wanneer jy oorweldig voel, moenie dink jy moet alles self uitwerk nie. Maar raak stil voor God en vertrou dat die Heilige Gees ook reeds vir jou bid en vir jou sug en vir jou intree by God. Wanneer jy bang is oor die toekoms, onthou wie jou Vader is. Jou hoop lê nie in die sekerheid oor môre nie, maar juis in die sekerheid oor wie God is. Die Heilige Gees werk voortdurend in jou en my lewe om hoop in ons lewe in te dra. Hy tel jou op wanneer jy val, hy dra jou wanneer jy nie kan bid nie. Hy bring jou naby aan die Vader, wanneer selfs die donkerste dae oor jou lewenspad kom. Daarom is hoop nie 'n gevoel wat kom en gaan, of iets wat ek en jy moet opmaak nie. Hoop is 'n verhouding met die Heilige Gees, wat hoop vir jou en my gee in hierdie lewe. Die Heilige Gees gee vir ons lewe, en waar daar lewe is daar hoop. En hiermee, liewe broer en suster, het ons aan die einde van ons Pinksterreeks van 2026 gekom. Mag het vir jou 'n besondere tyd gewees het, en 'n besondere paar boodskappe, wat 'n paar merkers vir jou gee op hierdie pad saam deur die lewe, saam met die Heilige Gees. Kom ons sit net so, en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U die een is wat in en deur die persoon en die werk van die Heilige Gees met ons op pad is. Dankie dat U die een is wat heiligmaking in ons lewe bewerk, maar dat U ook vir ons roep om mee te werk daartoe. Dankie dat ons deur die Gees elke dag ook kan lewe. Bo alles, dankie dat die Gees ook ons bron van hoop is. Dat U daar is om ons op te tel wanneer ons val en struikel in sonde, en vir ons wys op die versoenende sterwe van ons Here Jesus Christus. Dankie dat U ons swaar kry na die troon van God dra, o Gees van God. Dankie dat U vir ons naby aan die Vader hou. Dankie vir hierdie paar oomblikke saam, om oor hierdie tyd ook saam te kon kuier, en ook die lewenspad nou saam aan te pak, in diepe erkenning en afhanklikheid van die Heilige Gees. Dankie dat ons al hierdie dinge kan bid, en wat 'n voorreg om mekaar ook vandag te kan groet, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.